Goeiedag vriende, ons is weer op die lig vandag. Ons doen weer 'n aflewering vir die HNP se inligtingsdiens om die in te lig van die huidige politieke situasie in die land. Dit is wel April maand, maar daar is tog 'n klomp waarhede en ons kan nie sê dis 1 April vandag nie, gelukkig nie. Dan gaan ons praat oor die RNE krisisse wat ontstaan het, hoofsaaklik oor hierdie belastingwet. En daaroor wil ons net vir die inlig van die ander wette wat ook krisisse veroorsaak het. Die Bella-wet vir skole, daar was 'n klomp rusie gewees. Grondonteeneming sonder vergoeding, wat eintlik maar die grootste ellende in die landbou veroorsaak. En dan die nasionale gesondheidsversekering. Interessant genoeg, die belasting op toegevoegde waarde het die grootste onrus veroorsaak in die regering. Die interessantheid is dat die DA en die Vryheidsfront het gesê die Bella-wet is 'n rooi streep en hulle gaan wegbreek as dit goedgekeur word. Maar nou kan die DA nie wegbreek uit die RNE uit as gevolg daarvan nie, want hulle minister stel nou die regulasies op. So as hulle nou uittreed, dan gaan die ANC 'n nuwe minister daar instel. Dit is heel moontlik uit of die EFF of die MK of die ANC uitkom. Ja. En dan gaan die regulasies heeltemal anders lyk. So dis iets wat hulle verhoed om eintlik met die RNE uit te tree. Dis reg. Die nasionale gesondheidsversekering is natuurlik 'n groot ding, maar hy is nog in aanloop. Mense kan sien daar is nog baie risiko voor. Maar as ek en jy vandag kan liewer konsentreer op hierdie belastingwet, want dit druk almal. Net oor die gesondheid net, daar is party gesondheidsverenigings waar die dokters aan behoort, wat hofsaak, hulle voorberei vir 'n hofsaak teen die wet, en selfs hospitale en die goed, want die staatshospitale word op hierdie stadium so swak bestuur, dat as hulle die privaat hospitale gaan oorneem, dan gaan hy ook in duie stort. Jy is reg, dan gaan dit ellende veroorsaak. Ja. Hermanus, ek het jou nou nie voorgestel, maar almal ken jou reeds. So, wat nou interessant is, en jy is ook 'n man met 'n BCom en jy ken die ekonomie goed. So ek gaan 'n bietjie op jou druk met hierdie belastingwet van 0,5%, die verhoging, wat nou 0,5% gaan wees onmiddellik, waarskynlik of van 1 Mei af. Van 1 Mei af. Ja. En dan gaat hy later verhoog na 1% toe. Volgende jaar, in 26 jaar. Daar is hy. So, dan daar teen dit gestem, interessant, die partye is die DA, die MK, die EFF, en die ACDP waarskynlik ook, en die Vryheidsfront Plus, wat nou teen dit gestem het. Ons gaan nou weer kyk aan watter groepe is hulle. Ja. Maar wat daar voor gestem het, en daai wat daar teen gestem het was 182, as ek reg. Ja. En die wat daar voor gestem het is die ANC, Patriotic Alliance, Action SA, BOSA en nog kleiner partytjies waarskynlik. Hulle was 194. So die wet is goedgekeur. Jy sien, die wet werk baie snaaks. Die wet word nie onmiddellik in die parlement goedgekeur nie. Hy word eers voor 'n komitee goedgekeur. En dis toe waar die vir en die teen met 11-10 verloor het. Wow. En Action met Trollop het veral die ding gedryf dat daar 'n maand hersiening moet wees oor die hele wet. En toe stem die ouens nou dat die wet goedgekeur moet word. En toe gaan hulle nou die volgende dag word dit toe in die parlement goedgekeur met 194 teenoor 182. En jy het daar gesê die Vryheidsfront het daar teen gestem en die DA wat nou, hoe sal ek sê, onder die blankes soort van as blanke partye beskou word het daar teen gestem, ja. Dit is interessant maar ons weet daar moet 400 lede wees, so daar is 'n paar weg. Ja. Corneille Miller van die Vryheidsfront was nie by die stemming gewees nie. Ek het die hele stemming op televisie of op internet gekyk en ek het die stemming gekyk toe hulle dit getel het. Hy was nie teenwoordig toe hulle gestem het nie.
Jo. Hy was absent. En hy is die leier van die party. Hy was leier van die party. Nou weet ek nie of hy siek is of wat nie, maar hy was nie daar nie. Ja. Dis interessant. Nou weet ons die lede van die RNE is die ANC en die DA, hoofpartye, die Vryheidsfront is daar, die PA is daar, Inkatha Freedom is daar, Good, PAC, UDM en nog kleiner partytjies. Hulle is almal in hierdie RNE. Maar nou het 'n klomp van hulle daar teengestem. Good wat ook daarin is, onthou nou die vrou wat nou basis van Good is, wat nou minister is van toerisme, het kom uit die PAC uit. So. En sy het ook vir die ding gestem, so. So dis 'n hele warboel daar Ja, so die dis jy weet nie wie is wie waar nou nie eintlik nie. As ek kyk buite die RNE, is dit Action SA. Hulle is nie deel van die RNE nie. Maar dis troll op het die hele ding gedryf om die ding deur te kry dat dit goedgekeur word, die Nee. 5% Ja. verhoging in BTW. So dit is net, dit maak net nie sin nie. Die mense konkel so onder mekaar dat, Nee, maar jy sien nou Trollop was in die DA gewees. wow. En hy was kwaad toe hy daar uit is. Hy het met Zille en veral met Zille vasgesit en dis hoekom hy uit is en toe het hy na Action SA gestig saam met die ander manne. Ja. En hy sê Action leiers in die parlement. So dit is nou hoekom Natuurlijk. hy nou so teen die Hy gevoelens is nog daar. ja. Die mens wil amper lag. die vriendskappe is tot niet, jy weet. As dit nie soveel ellende veroorsaak het, dan kan 'n mens lag oor die situasie. Ja. En dan moet ons nou maar vra, wat nou? Wat nou? Wat nou? Die DA besluit nog gaan hulle 'n hofsaak aanmaak. Het hulle al. Nee, hulle het onmiddellik die volgende oggend het hulle dit ingedien by die hof en Zille het voor die hof 'n toespraak gehou en verduidelik waaroor gaan sy wat dien sy in by die hof om dit te stop. So waar, so die ding loop. Ja, die ding Dan loop, gaan hulle waarskynlik nie nou eintlik uittreë dadelik. Ja, EFF het self gesê hulle gaan ook hof toe. So waar. Hulle Ja. nou is hulle weer by die DA. Ja, ek gaan jy nou glo nou is die DA en die EFF is nou amper maatjies. Wat vir my snaaksigheid is interessantheid is die Vryheidsfront Plus. Hulle bly ook in die RNE en, Ja. en Pieter Groenewald het gesê hy beplan nog om 5 jaar aan te bly as dis reg, minister. ja. Nou, dan is daar ons nog nie gevoelens dat jy kwaad is. Nee. So ek kan nie dink, hoe dink die mense nie? Die grootste verloorder, wie dink jy is die grootste verloorder? Ek dink Ramaphosa is die grootste verloorder. Want hy het met die Action SA gaan konkel saam met Trollop en die ander ouens om die komitee te laat stem vir die veranderings. Ja. En die DA se voorstelle het hy by die deur uitgeskop. Maar nou is die swartes kwaad want die helfte van die swartes wil nie die verhoging in BTW hê nie. Die ander helfte is bereid om dit te aanvaar want hulle is ANC's en werk nou maar saam. ja, maar nou moet jy kyk Zuma se MK en die EFF Julius Malema het teen dit gestem. So jy weet so die swartes is nou verdeel. Ek dink die grootste verloorder in die hele ding gaan die ANC wees. Ek het ook so 'n ding opgetel in die koerant oor sy Namibië storie en dit was my en aardig, ek noem dit net so terloops op. Laat hulle Zuma so opgehemel het daar. Hulle het vir hom gesing, ek het die video gekyk van dit, hulle het eers vir Ramaphosa noem gesê, kom, wens nou die nuwe president geluk, hy het opgestaan en daar gaan geluk wens en dan is het, hy daar gaan staan en toe roep hulle vir Zuma en sê die vorige president, toe begin die hele stadion of saal, sy swart is, Zuma sing. Ja. Ek noem dit nou want dit is Ja. aardig, die Zuma is in die opkoms. En dan sal ons nou met die dinge fyn dophou hoe Ramaphosa is verby. Ek dink sy tyd is verby. Baie ouens, een ou het vanoggend op die internet geskryf dat sy tyd is verby. Julius Malema sê, sy kop het hom verlos. Sy liggaam is nog daar, maar sy kop is nie meer daar nie. So, ons het nie 'n leier nie, ons het nie 'n president nie. So, Nee, ons het 'n probleem.
Baie dankie Hermanus, ek Nee, dink dit is dis baie interessante inligting wat jy Ja, nee, die sal weer dis voortbou daarop. ek dink ons het 'n baie interessante tyd vorentoe rondom hierdie hele begrotingswet wat moet deurgaan. So ek weet nie wie gaan nie meer dat ons blankes al swaarder gaan kry gaan gebeur. Dis feit, dankie. Ja, dis reg.